Ontmoet die onbekende God. Ons lees uit Handelinge 17 van vers 16 af. Terwyl Paulus in Athene op hulle gewag het, was hy in sy gees diep verontwaardig toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die mense wat God vereer geredeneer, en ook elke dag op die markplein met wie ook al daar was. Sommige van die Epikuriese en Stoïsynse filosowe het ook met hom gedebatteer, en party van hulle het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? En omdat hy Jesus in die opstanding verkondig het, het ander van hulle weer opgemerk, dit lyk of hy 'n verkondiger van vreemde gode is. Hulle het hom geneem en na die Areopagus gebring en gesê, mag ons weet wat die nuwe leer is wat deur jou verkondig word, want dit wat jy sê val vreemd op ons ore, en ons wil graag weet wat dit beteken. Al die Atheners en ook die uitlanders wat daar woon, het vir niks anders tyd as om oor iets nuuts te praat en daarna te luister nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is, want toe ek deur die stad gestap het en noukeurig gekyk het na julle voorwerpe van aanbidding, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskryf staan aan 'n onbekende God. Wat julle dan onwetend aanbid, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here is van hemel en aarde, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy word ook nie deur menslike hande bedien asof hy aan iets behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja alles gee. Uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak om die hele aarde te bewoon. Hy het vir hulle vasgestelde tye gegee en die grense van hulle woongebied bepaal, sodat hulle God kon soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van een van ons af is nie. Want deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. So sommige van julle digters inderdaad gesê het, ons is ook van sy geslag. Aangesien ons dan van God se geslag is, moet ons nie dink dat die goddelike wese soos goud of silwer of klip is nie. 'n beeld gevorm deur die vaardigheid en ingewing van 'n mens. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in regverdigheid gaan oordeel deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het. En hy het dit aan almal bevestig deur hom uit die dood te laat opstaan. Tot sover. Handelinge 17 vers 27 sê, sodat hulle God kon soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van een van ons af is nie. In die teenwoordigheid van die onbekende God. Ons gaan vandag saamgesels oor die onbekende God. Hier is 'n foto van die Areopagus. Vandag staan ons saam met Paulus op die Areopagus. Dit is 'n groot rots waarop mense gestaan het wanneer hulle 'n groot groep mense aangespreek het. Dit was die verhoog van daardie tyd in Athene. Athene was die hartklop van die antieke wêreld. Hier te midde van 'n stad wat oorvol afgode was, het Paulus een van sy mees briljante preke gelewer. Dit was 'n boodskap wat net so relevant is vir ons vandag as wat dit 2000 jaar gelede was. Die titel van ons preek vandag is Die onbekende God. 'n Titel wat ons uitdaag om na te dink oor hoe ons God ken, hoe ons hom aanbid en hoe ons hom aan 'n wêreld bekend maak wat hom nie ken nie. Hoe ons die ware God raak sien in 'n wêreld vol afgode. Ek lees weer Handelinge 17 van vers 16 af. Terwyl Paulus in Athene op hulle gewag het, was hy in sy gees diep verontwaardig toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die mense wat God vereer geredeneer en ook elke dag op die markplein met wie ook al daar was. Sommige van die Epikuriese en Stoïsynse filosowe het ook met hom gedebatteer en party van hulle het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? En omdat hy Jesus en die opstanding verkondig het, het ander van hulle weer opgemerk, dit lyk of hy 'n verkondiger van vreemde gode is.
Paulus se verhaal begin met 'n hart wat brand. Die gedeelte sê dat sy gees diep verontwaardig was toe hy die stad vol afgode sien. Die woord wat hier gebruik word beteken letterlik skerp geïrriteerd of ontsteld wees. Dit was nie 'n oppervlakkige ongemak nie, dit was 'n diepe geestelike hartseer. Waarom was Paulus so ontsteld? Omdat hy geweet het dat hierdie mense wat so intelligent, slim en wys was, volgens daardie wêreld en tyd, het hulle aanbidding nog steeds aan leë afgode gerig. Hulle het gesoek na die waarheid, maar hulle het dit in die verkeerde plekke gesoek. Paulus kon nie stil bly nie. Hy sien die afgode van sy tyd en hy kon nie stil bly nie. Ons sien die afgode van ons tyd en ons word al stiller. God word vir ons die onbekende God tussen al die afgode van ons tyd. Paulus se siel was ontsteld. Hy het in die kerk, die sinagoge met die Jode en die godvreesende mense geredeneer en elke dag op die mark met die wat daar was. Let op, Paulus het nie net gepreek nie, hy het geredeneer. Hy het met mense gepraat waar hulle was. Hy het die Jode in die sinagoge ontmoet en die Grieke op die markplein. Hy het die evangelie gebring waar die mense was, nie gewag dat hulle na hom toe kom nie. Handelinge 17 van vers 19 af. Hulle het hom geneem en na die Areopagus gebring en gesê, mag ons weet wat die nuwe leer is wat deur jou verkondig word? Want dit wat jy sê, val vreemd op ons ore, en ons wil graag weet wat dit beteken. Al die Atheners en ook die uitlanders wat daar woon, het vir niks anders tyd as om oor iets nuuts te praat of daarna te luister nie. Die filosowe van Athene, die slim mense, het Paulus geneem en na die Areopagus gebring. Hulle het hom nie 'n keuse gegee nie. Kom vertel jou storie. Hulle het hom 'n praatjiesmaker genoem, iemand wat sonder wysheid praat. Maar God het selfs hierdie spot gebruik om 'n platform te skep. Die Areopagus was nie net 'n plek nie, dit was die Hooggeregshof van Athene, die plek waar die belangrikste sake bespreek is. En nou het Paulus daar 'n geleentheid gekry om mense te vertel van die onbekende God. Vers 21, al die Atheners en ook die uitlanders wat daar woon, het vir niks anders tyd as om oor iets nuuts te praat of daarna te luister nie. Hulle was nuuskierig, intellektueel en geestelik honger, soekende na die waarheid en doel, maar hulle het die waarheid nog nie gevind nie. Dit leer ons dat God soms dit wat soos teenstand lyk, gebruik om deure oop te maak. Wat soos 'n hindernis lyk, kan 'n brug word. Wat soos kritiek klink, kan 'n uitnodiging word om die waarheid te deel. Van vers 22 af, Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is, want toe ek deur die stad gestap het en noukeurig gekyk het na julle voorwerpe van aanbidding, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskryf staan aan 'n onbekende God. Wat julle dan onwetend aanbid, verkondig ek aan julle. Toe Paulus begin preek, het hy nie met veroordeling begin nie. Hy het gesê, mense van Athene, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Hy het 'n brug gebou voordat hy die evangelie gebou het. Hy het hulle kultuur bestudeer, hulle altare ondersoek en een gevind met die opskrif aan die onbekende God. Dit was sy ingang. Hy het nie hulle onkunde veroordeel nie. Hy het dit gebruik as 'n geleentheid om die waarheid bekend te maak. Dit sal niks help om almal rondom jou te veroordeel oor hulle goddelose lewe wat op wêreldse afgode soos geld, status, image, goeders en 'n soeke na aanvaarding gebou is nie. Ons moet met mense gesels oor hulle soeke. Hulle bly honger. Hulle bly soek, want eintlik soek hulle sonder dat hulle dit besef, weer na die onbekende God. Mense, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is, maar ek wil julle bekendstel aan die onbekende God. Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is, want toe ek deur die stad gestap het en noukeurig gekyk het na julle voorwerpe van aanbidding, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskryf staan aan 'n onbekende God. Wat julle dan onwetend aanbid, verkondig ek aan julle. Wat julle dan onwetend aanbid, verkondig ek aan julle. Hier is 'n belangrike evangelisasiebeginsel. Begin waar mense is en lei hulle dan na waar hulle moet wees. Die Atheners het geweet, daar is 'n God wat hulle nie ken nie.
Hulle het selfs 'n altaar vir hom gebou, maar hulle het nie geweet wie hy is nie. Paulus het die gaping gevul. En dan stel hy die onbekende God aan hulle bekend in 'n paar sinne. Vers 24 en verder. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat Here is van hemel en aarde, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy word ook nie deur menslike hande bedien asof hy aan iets behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja alles gee. Uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak om die hele aarde te bewoon. Hy het vir hulle vasgestelde tye gegee en die grense van hulle woongebied bepaal, sodat hulle God kon soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van een van ons af is nie. Want deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons, soos sommige van julle digters inderdaad gesê het, ons is ook van sy geslag. Aangesien ons dan van God se geslag is, moet ons nie dink dat die goddelike wese soos goud of silwer of klip is nie, 'n beeld gevorm deur die vaardigheid en ingewing van 'n mens. En dan kom die hart van Paulus se boodskap. Wie is die onbekende God? In die eerste plek, hy is die skepper God. Vers 24, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat Here is van hemel en aarde, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy is nie 'n beperkte plaaslike godheid nie, maar die God van alles wat bestaan. God bestaan nie as gevolg van die mense nie, die mens bestaan as gevolg van God. Vers 25, hy word ook nie deur menslike hande bedien, asof hy aan iets behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja alles gee. Die afgode was afhanklik van mense se offers en diens, maar die ware God het niks nodig nie. Hy gee alles. Hy is die lewende God. Vers 25, dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja alles gee. Hy is nie 'n dooie afgod nie. Hy word nie lewendig gehou deur mense, menslike aanbidding en diens nie. Hy is die bron van alle lewe. Hy is die God wat alles bepaal. Vers 26, uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak om die hele aarde te bewoon. Hy het vir hulle vasgestelde tye gegee en die grense van hulle woongebied bepaal. Hy regeer oor geskiedenis en geografie. En tog is hy ook die soekbare God, die vindbare God, die persoonlike God, vers 27, sodat hulle God kon soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van een van ons af is nie. God is die bron van jou bestaan. Vers 28, want deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. God is nie 'n ver af idee nie, ons bestaan in en deur hom. Jy is in die teenwoordigheid van God wat jou op jou naam ken. Die tyd van onkunde en menslike dwaasheid is nou verby. God is nie meer die onbekende God nie. Die voorhangsel is geskeur. God is in Christus teenwoordig in mense se lewens. En daarom die oproep vers 30 en 31. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in regverdigheid gaan oordeel deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het. En hy het dit aan almal bevestig, deur hom uit die dood te laat opstaan. Paulus eindig sy preek met 'n duidelike oproep. Hy praat van 3 belangrike waarhede, die verlede, die hede en die toekoms. Eers die verlede. Onkunde is vergewe. God het die tye van onkunde oorgesien. Dit beteken nie dat onkunde aanvaarbaar was nie, maar dat God in sy genade die verlede vergewe. Die hede, bekering is beveel. Maar nou roep hy alle mense oral op om hulle te bekeer. Die tyd van onkunde is verby, die lig het gekom, nou is daar 'n bevel, bekeer julle, draai weg van al die wêreldse afgode en keer terug na die ware, bekende God. En aan die toekoms? Die oordeel is gewis, vers 31, want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in regverdigheid gaan oordeel deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het. Daar kom 'n dag van verantwoording. Daar kom 'n dag dat jy die verantwoordelikheid moet dra vir jou geestelike keuses.
Hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in regverdigheid gaan oordeel deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het, en hy het dit aan almal bevestig deur hom uit die dood te laat opstaan. Die opstanding van Jesus is die bewys dat God se beloftes waar is, dat sy oordeel regverdig is en dat sy redding beskikbaar is. God hoef nie onbekend te bly nie. Jy kan hom persoonlik ken. God kan jou lewe bepaal of jy kan dit self doen. Maar daar kom 'n dag dat jy die verantwoordelikheid moet dra vir jou geestelike keuses. As jy vandag hier sit en jy ken hierdie God van wie Paulus praat, dan is jy geroep om soos Paulus te wees. Jou hart moet brand vir die mense rondom jou wat nog nie vir God ken nie, of wat steeds moderne afgode dien. Jy moet bereid wees om brûe te bou, om mense te ontmoet waar hulle is, en om die evangelie te deel op 'n manier wat sin maak vir hulle. Miskien sit jy hier vandag en jy is soos die Atheners, jy weet daar is 'n God, jy voel selfs 'n behoefte om hom te aanbid, maar jy ken hom nie regtig nie. Paulus se boodskap is vir jou. Die God wat jy soek is nie onbekend nie. Hy het homself bekend gemaak deur Jesus Christus. En miskien wonder jy of hierdie alles waar kan wees. Paulus gee jou 'n historiese feit om te oorweeg, die opstanding van Jesus. Dit is nie 'n geestelike waarheid nie, dis 'n historiese gebeurtenis wat God se waarborg is dat alles wat hy beloof het, waar sal word. Die onbekende God van die Atheners is nie meer onbekend nie. Hy het homself volledig geopenbaar deur Jesus Christus, sy seun. Hy is die skepper wat jou gemaak het, die onderhouer wat jou lewe gee, die Vader wat jou liefhet, die regter wat eendag almal sal oordeel. Die vraag vandag is nie of God bestaan nie, selfs die Atheners het dit geweet. Die vraag is nie of hy belangstel nie, hy het sy seun gestuur om dit te bewys. Die vraag is, sal jy hom ken? Sal jy jou tot hom bekeer? Sal jy jou lewe aan hom oorgee? En dis glad nie moeilik om hierdie God te ken en waarlik te dien nie. Jy kan hom verseker ken. 1 Johannes 5 vers 12 en 13 sê, wie die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie, het nie die lewe nie. Dit het ek aan julle geskryf, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die naam van die seun van God glo. Soos Paulus op die Areopagus gestaan het, en die waarheid verkondig het, so staan ons vandag voor dieselfde keuse. Die tyd van onkunde is verby, die lig het gekom. Die onbekende God het homself bekend gemaak. Wat 'n verskil maak dit in jou lewe? Kom ons bid. Hemelse Vader, ons dank U dat U nie 'n onbekende God is nie. U het Uself aan ons geopenbaar deur U Seun Jesus Christus. Help ons om U beter te ken, om U meer lief te hê en om U aan ander bekend te maak. Gee ons harte wat brand soos Paulus se, oë wat die geleenthede sien en moed om die waarheid te verkondig. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van die wesen bly. Amen.